Broer en suster, ons skriflesing van môre kom uit Johannes hoofstuk 8. Ons gaan daar lees vanaf vers 1 tot by vers 11. Voordat ons daaruit lees, kom ons bid saam. Here, is 'n voorreg om vanmôre so saam te kom sing, saam te kom vra, Here, vir U leiding, om saam te kom bid. So kom ons ook, Here, in hierdie oomblik waar ons U woord oopmaak. Kom ons in afhanklikheid, Here, en kom vra U, breek U woord vir ons oop. Ons kom bid dit en kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, ons lees, soos ek gesê het, Johannes 8, vanaf vers 1 tot vers 11. In die vorige vers 53, hierna is hulle elkeen na hulle huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok sodat hulle iets kon kry waarop hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aan hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eers 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familielede eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Tot sover ons skriflesing van môre. Hierdie is seker een van die gedeeltes wat ons redelik goed ken. As ons dink aan die verhale van Jesus, as ons dink aan lydingstyd wat begin, is hierdie gewoonlik 'n teks wat iets kom sê van die skrifgeleerdes en fariseërs se gesindheid teenoor Jesus, 'n klimaat wat geskep is eintlik vir konflik wat begin broei. Ons sien die ondertoon skrifgeleerdes en fariseërs wat Jesus kom uitlok. Voordat ons by dit begin, moet ons so 'n bietjie die agtergrond verstaan, die konteks van hierdie vrou, die verskillende dele van hierdie verhaal. Jesus, as ons nou dink aan Jesus as rabbi, Jesus as leermeester, was dit die gebruik gewees in die tyd, dat as daar moeilike vrae was, dan het die skares gekom na die tempel toe, na 'n leermeester toe, en hulle het vir hom gevra, maar wat sê u? Presies hierdie woorde, maar u, wat sê u? Hier is die gebruik, maar wat sê jy? As ons dink aan die vrou in die verhaal, wat oorspel gepleeg het, dit kon nie alleen gebeur het nie. Daar moes 'n man heel waarskynlik ook betrokke gewees het. En as ons na die wet kyk in Deuteronomium 22, dan sien ons dat Deuteronomium 22 kom sê, maar die man en die vrou moet gebring word voor die menigtes, en hulle albei, as hulle skuldig bevind word, moet albei gestenig word, buite die stad. Albei skuldig.
So as ons hierdie gedeelte so bietjie interpreteer, bietjie met mekaar daaroor redeneer, dan sien ons die eerste komplot, wil ek amper sê, dat die wet deur die skrifgeleerdes en fariseërs, ek wil amper sê op 'n manier aspres, misgeïnterpreteer is net die vrou wat skuldig is volgens hierdie gedeelte. Die tweede saak wat op die voorgrond kom is juis dat Jesus, sou hy nou op verskillende maniere reageer, daar verskillende gevolge sou wees. Sou hy gesê het, hierdie vrou moet gestenig word? Dit was net die Romeinse regering in daai tyd, die Romeinse regering wat toestemming kon gee vir iemand om gemartel te word, iemand wat toestemming sou gee ook as iemand ter dood veroordeel sou word. So Jesus sou direk teen die Joodse regering of teen die Romeinse regering opgetree het. Sou Jesus gesê die vrou moes gestenig word, sou die Jode heel waarskynlik ook kon sê, maar wat van die man? Dit is dan nie reg dat net die vrou dit sou doen nie. Sou Jesus die ander kant toe gaan en sê, maar weet jy wat? Natuurlik is daar botsing, natuurlik is daar klomp goed, maar kom ons skuif hierdie wet so bietjie een kant toe. Sou die Jode hom weer kon aanvat, die skrifgeleerdes en die fariseërs, sou weer vir hom gesê het, maar daar is hierdie wette, moet ons dit nou maar net laat verbygaan. En die interessante is wat gebeur. Soos baie in hierdie verhale kom draai Christus die fokus weg van die vraag en kom fokus juis op die aanklaers in hierdie gedeelte. Met 'n aangrypende stelling. Vers 7, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eers 'n klip op haar gooi. En dit ruk 'n ou vir 'n oomblik. Want hierdie ouens het gekom met 'n doel, hulle het gekom om, dit het nie noodwendig oor die vrou gegaan nie, maar dit het gegaan daaroor om vir Christus op 'n plek te kry waar hy iets verkeerd sou sê. En onmiddellik met hierdie woorde begin hulle een vir een wegstap. En eintlik kom tree hierdie aanklaers juis as die sondaars uit die stryd. En as mense, juis as eintlik as die wat gestenig moet word. Hulle hoor in effek dat hulle niks beter is as die vrou nie. Sonde is net anders. Oordeel en liefdeloosheid is net so vreeslik, net so erg. En die interessante is dat daar net een oorbly, net Christus. En Christus is by magte om die oordeel te voltrek. En hy kom sê vir haar hier aan die einde van vers 11, ek doen niemand, en sy vra te vir haar, is daar niemand wat oorgebly het nie? En hy sy antwoord, niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie. As ons dink aan hierdie uitspraak, dan kom sê Jesus vir hierdie vrou twee goed. Aan die een kant, ek oordeel jou ook nie. Ek gaan jou ook nie, of die oordeel voltrek nie. Maar die belangrike deel, dit stop nie hier nie. Want anders kan die vrou verder gegaan het in haar lewe en net aangegaan het met die sonde wat sy juis gedoen het. Die opdrag kom, die genade deel, die oproep,
gaan en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Die vrou word opgeroep om juis aan die een kant die aanvaarding van Christus te beleef. Die wêreld wat aan een kant toe geskryf het gesê, maar jy is eintlik die een wat veroordeel moet word. Christus kom en sê vir die vrou, maar ek gaan jou nie oordeel nie. Ek gaan jou nie veroordeel nie en klippe gooi nie. Maar aan dieselfde kant hoor ons ook die vergifnis. Maar is ook die Here wat kom sê, maar jy's vergewe, maar moenie weer nie. As ons dink aan hierdie optrede van Jesus in die verhaal, moet ons vir onsself afvra, wat beteken dit vir my en vir jou vandag? Ons leef in 'n tyd wat ons verskriklik maklik ons vingers vir mekaar kan wys. Ons verskriklik maklik vir mekaar kan sê, maar jy het dit gedoen en jy het dat gedoen, en so kan ons vir mekaar verskriklik maklik klippies gooi, of groot klippe as ons nou regtig wil. Die gedeelte kom herinner my en jou, dat ek en jy eintlik op 'n plek moet staan soos Christus, maar ek oordeel jou nie. Gekombineer met die wete dat Christus gekom het ter wille van my en jou. Ek en jy staan in die begin van lydingstyd met 'n perslyntjie wat ons by die deur gekry het. Ek wil hê jy moet hom graag iewers te maak, hom iewers te vas in jou huis, daar waar jy hom gereeld kan sien. En dink vir 'n oomblik, as jy hom sien, dink oor dit, die prys wat Christus betaal het ter wille van my en jou. Ek en jy kan so maklik vir mekaar 'n klomp goed sê. Ek en jy kan so maklik vir mekaar 'n klomp goed stories aandra in ons eie dorp. Is oorvol. Maar ek en jy, wat ons moet hoor by die Here is juist dit. Dat daar soms klippe op ons ook gemik word. Ek en jy gooi ook baie keer klippe. Maar dat die slegte keuse is, dit wat ek en jy doen, ons nie kan etiketeer nie. Ons wil graag etikette op mekaar sit. Maar dat ek en jy wel as verloste mense kan leef. Dat ek en jy in hierdie wêreld kan omgaan en sê, maar die Here is saam met my. Die Here vergewe my. Maar terselfdertyd roep God my en jou op om te volhard in ons geloof. As ons ons eie verhaal en die storie raak sien ons Johannes 8 eintlik op 'n manier vir ons kom sê dat ons so maklik hierdie fariseer gesindheid kan kom inkry, kan kom inneem. 'n Gesindheid wat ons juis daarop uit is om iemand anders se ondergang te soek. Wat ons juis daarop uit is om iemand anders so 'n bietjie laer te druk, want ons wil tog net so 'n bietjie hoër uitstaan. Die gedeelte kom roep my en jou op om 'n lewe te leef tot eer van God. En as ons nou dink baie keer, maar hierdie gedeelte kom stel ons op 'n plek waar ons sê, maar ons het 'n vrypas om sonde te kom doen, is dit juist die teendeel. Die teendeel, want Christus kom sê ook vir die vrou, maar gaan en doen nie meer nie. Paulus skryf in Galasiërs 5, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. As ons dink aan vergifnis, ware vergifnis,
Die Here wat vir my en vir jou kom sê, maar ek vergewe jou. Is dit juis 'n vergifnis wat ons wil terugdraai, laat omkeer, wat ons wil laat bekeer en sê, maar Here, hier is my lewe, vergewe my, ek wil vir U leef. As ons Johannes 8 hoor, moet ons weer onthou, dat Christus nie gekom het om klippe te gooi nie. Maar hy het gekom sodat ek en jy die verlossing van Christus, van God kan beleef. Dat ek en jy 'n nuwe lewe kan ontvang in hom. Dat ons vir God kan leef, want hy het die dood oorwin, hy het die sonde oorwin. En met dit leef ek en jy 'n lewe wat God vir my en vir jou kom sê, maar ons eie lewe is op 'n manier ontbloot voor God. Ons leef in 'n tyd wat ons juis daar moet wees vir mekaar. Wat ons mekaar moet ondersteun, wat ons vir mekaar moet bystaan. Ek dink dit is wat die kerk, die gemeenskap, ons as kerkgemeenskap juis moet doen, so vir mekaar om te gee. Dat hy sal uitloop en uitgaan in hierdie wêreld in. Maar dit bly by ons. Ons wil hierdie gedagtes, hierdie woord, hierdie geheim koester. En ons wil ander oordeel. Mag ek en jy, broer en suster, daar waar ons gaan, die grootheid van God, sy genade, sy liefde en sy guns vir my en vir jou. Mag ons dit uitleef en uitdra. Mag ons ander aanspoor en aanmoedig. Mag ons die liefde wat God vir ons het, nie vir onsself hou nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie Here dat ons in hierdie oggend kan weet U is ons God. Dat U ons oproep, Here, om tot eer van U te leef. Dat U ons oproep, Here, om 'n einde te maak. Daar waar dit moontlik is, Here, daar waar U ons kom vra, Here, kom sê, kom opdrag gee, Here, om 'n lewe te leef wat ons U voor oë het. Mag ons, Here, wat ons gesing het, lewe soek van heiligheid, want U is heilig. Mag ons, Here, met U oë na die mense rondom ons kyk en U liefde vir hulle ook raak sien. Ons kom bid en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen.